Groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thys en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons daagliks 'n hoofstuk uit die Nuwe Testament lees, met die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag begin ons met Efesiërs, en ons begin by Efesiërs hoofstuk 1 en die opskrif lees: Paulus skryf aan die Christene in Efese en stuur 'n seëngroet. Hierdie brief kom van Paulus. Ek is deur God gekies om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Ek skryf aan God se mense in Efese, hulle wat in Christus Jesus glo. Mag die onverdiende goedheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met julle wees. Prys ons goeie God, die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het hy al die geestelike skatte wat daar in die hemel is, verniet vir ons gegee. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons liefhet, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om sonder foute net syne te wees. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as die kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy onverdiende goedheid aan ons gegee. Deur wat Christus gedoen het, is ons verlos. Hy het sy lewe vir ons gegee. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy onverdiende goedheid in oorvloed aan ons gegee het. God, wat al die wysheid en insig het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. God het dit goed gedink om hierdie geheime plan op die regte tyd deur Christus tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is, weer onder een hoof te verenig, en hierdie hoof is Christus. Deur wat Christus gedoen het, het ons ook deel van God se eie volk geword. Ons was vooraf daartoe bestem. Dit was God se doel. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerstes wat op Christus vertrou het. Deur wat Christus gedoen het, het ook julle die waarheid gehoor, die goeie nuus waardeur julle gered word. Deur wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk. Hierdie eiendomsteken is die Heilige Gees wat God beloof het. Die Heilige Gees is 'n deposito wat ons volle erfenis waarborg, totdat almal wat aan God behoort, volkome verlos sal wees. Daarom moet ons God se grootheid prys. Die nuus dat julle in die Here Jesus glo en liefde aan al God se mense bewys, maak dat ook ek nie ophou om God vir julle te dank nie. Ek dink aan julle in my gebede en vra dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle geestelike wysheid en insig sal gee, deurdat julle hom persoonlik ken. Mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Mag julle insien hoe 'n ryk heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as 'n volk verkry het. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik in ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Nou is Christus hoog verhewe bo alle magte en kragte wat daar in die hemel en op die aarde is. Hy is nie net hoog verhewe bo enige iemand in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Amen. En daar het ons hier geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.